Suid-Afrikaanse Erfenisdag, 24 September. Wat beteken hierdie dag vir sy mense? Hierdie dag is geskep as 'n dag van feesvieringe, sodat ons al ons kulture en tradisies kan onthou, geniet en respekteer. Wanneer het hierdie dag ontstaan? 24 September 1995. Die dag staan ook vir baie mense bekend as Nasionale Braaidag. In 2005 het die media voorgestel dat Erfenisdag bekend staan as Braaidag, omdat dit so 'n groot deel vorm van Suid-Afrika se tradisies. Vir alle Suid-Afrikaners is braai die manier om gesellig te kuier en tyd te spandeer saam met vriende en familie. Aartsbiskop Desmond Tutu is nog steeds die Nasionale Braaidag se beskermheer. In 2007 het die dag verander in Braai for Heritage, 'n paar van Suid-Afrika se trotsste, lekkerste tradisies. Nommer 1, braai. Biltong. Biltong is gedroogde vleis. Droewors is gedroogde boerewors. Koeksisters. Melktert. Vetkoek. Mopani wurms. Mieliepap. Bobotie word gemaak met maalvleis met 'n laagie eier daarbo-oor en dan in die oond gebak. Moenie die rosyne vergeet nie. Boerewors. Braaibroodjies. Hoe eet jy jou braaibroodjies? Dis 'n groot geveg op 'n vriendelike manier langs die braaivleisvuur. Potjiekos. Wat is jou gunsteling soort potjiekos? Waarmee eet jy jou potjiekos? Rys, stampmielies of mieliepap? Bunny chow. Bunny chow is 'n uitgeholde witbrood waarin daar gewone curryvleis gegooi word. Dan word daar 'n hoetjie met die gedeelte van die broodjie gemaak wat uitgehol is. Dan dip jy die broodjie in die sous van die bunny chow. Heerlik. Malva pudding. Malva pudding is 'n soet gebak en wat nog beter as tuisgemaakte vla om daarmee saam te eet. Snoek en patats, 'n gunsteling. Jou spenskas is nou vol idees op wat jy kan braai op Nasionale Erfenisdag of Braaidag. Ek hoop jy geniet dit sommer baie saam met al jou vriende en familie. Ons sien jou in die volgende video hier op die Pleasant Memories Education YouTube kindervideo kanaal. Totsiens maats!